Hierdie is die strand by die pragtige, rustige dorpie Paraty aan die Brasiliaanse kus. Maar hierdie was 'n besige week by een van die vakansiehoofstede van die wêreld. Saam met my is my kinders Nina en Stryger en ook Norbert Coetzee. Kamerawerk is deur Adam Heinz met ondersteuning van Stefan Sonnekus, wat ook verantwoordelik is vir die redigering. Ons fotograaf is Matt Saku. Hierdie is die slotaflewering van ons Suid-Amerikaanse trilogie. Vanjaar se reis neem ons van Kolumbie na Venezuela, Guyana, Suriname en Brasilië. Dis 'n 3 maande lange avontuur. Dit is Voetspore Suid-Amerika. Op elke kontinent is daar 'n paar landmerke wat 'n mens nie kan mis nie. Die Taj Mahal in Indië, die piramides van Giza, die Statue of Liberty in New York en in Suid-Amerika die Christusbeeld in Rio de Janeiro. Rio is maar stil so vroeg in die oggend. Ek is eintlik nogals verras. Heel bo staan Christus. Né? Dis Christ the Redeemer. Jy sien van oral af, oral in die stad, as jy opkyk dan sien. Ja, kyk hoe mooi is dit dan. Ja. Ja, vandag se groot dag. Een van die hoogtepunte van Voetspore Suid-Amerika, 1, 2 en 3. Maak nie saak wie daarna kyk nie, hè. Cristo Redentor. Die Christusbeeld met uitkyk oor Rio de Janeiro, wêreldstad, 'n pragtige plek. Ja. Dit is soos om die Eiffeltoring te sien of Big Ben, Statue of Liberty, Statue of Liberty, Taj Mahal, Taj Mahal, piramides, Tafelberg. Tafelberg. Ja, ek dink dit is nogal iets wat 'n mens moet nie nou altyd sê kan aftik. Dit is nogal 'n voorreg vir enigiemand wat kan sê hy was by 2 van die 3 standbeelde. Dan nie in die Bango was, het ek ook daarom al bygestaan. Yeah, I'm really excited for this. I've been to the other 2, and I didn't know if I'd ever get an opportunity to see this. Dit is regtig 'n groot voorreg om te sien so 'n groot beeld van die Katolieke staan so hoog. En as ek kan ook die kans kry, dan sal ek wat my iewers hier ook by die locals kyk of ek nie kan van myself so 'n beeldjie kan koop. Net vir 'n herdenking. Ja, die wolke is mooi, pragtige tonnel waardeur ons ry. Dis lekker skouspelagtig hierso. Van die oomblik wat 'n mens hier inry, voel 'n mens net die energievlakke hier, die son wat baie pragtig hier oor die see oorkom en ja, ek kan nie wag om hier staan vanaf bo af te sien. Ek het vir ons kaartjies gekry hierso by Paineras. Dis die naaste wat mens kan ry tot by die Christusbeeld. Maar jy moet nog steeds met 'n busie opgaan hier vandaan af. En dan gaan ons hier deur die baie indrukwekkende inligtings- en besoekersentrum waarvan half mense opgaan tot heel bo. Baie goed. Okay. So, laas jaar Machu Picchu, hierdie jaar Christ the Redeemer. Dis baie opwindend, hè? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis como eu vos tenho amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Kyk hoe mooi begin die son om inkleur. Ja. Sjoe.
Ek weet dit is seker maar corny en 'n regte toeriste ding om te doen, maar jy moet maar jou foto kry vir hom. Staan julle nou aan die tou? Ons staan in die tou vir ons foto. Ele já foi modelo já, né? É o pai da filha. Die 30 meter hoë beeld van Christus kan mens van byna elke plek in Rio sien. Daarom is hier 'n perfekte uitkykpunt oor die pragtige stad. Ek het geweet van die beeld, maar ek het nog nooit gedroom ek sal dit ooit kan beleef om self hier uit te kom by die voetspore span. Ek dink dit is 'n voorreg om hier te kan staan. Hierdie is seker een van die bekendste toeriste aantreklikhede in die wêreld. Ek het nooit gedink ek sou in Rio uitkom in my lewe nie, maar hier staan ek by Cristo de Redentor. Rio, wat 'n lewendige stad. Een van die wêreld se besonderse plekke om te besoek. Om 2 weke saam die voetsporespan te kan spandeer en dan sulke tipe goeders te sien. Wonderlik. Met voetspore soek ons eintlik maar die ongebaande weer, die plek waar daar nie baie mense is nie. Maar partykeer moet mens na 'n plek soos hierdie na toe kom. Ek was 42 jaar gelede die eerste keer hier gewees. En dit is asof dit meer indrukwekkend is as jy nou hier aankom. So gisterand toe ons hier aankom en ons sien hom so van ver af, dit lyk of hy so klein, maar die oomblik toe ons hier opkom, dit is regtig net indrukwekkend wat jy sien. Ek het nie geweet hy's met mosaïekteeltjies bedek nie. Mense moet 'n punt maak om hier uit te kom en hy voel regtig my soos 'n hoogtepunt vir ons spannetjie. But I'm very impressed that anything was built here in the early 1900s, let alone this statue, which is just so carefully constructed and there's so much detail. It's really impressive. As jy dink aan Brazil en dan dink jy aan Rio en as jy dink aan Rio dan sien jy net hierdie beeld. Maar toe ons hier opgestap het vanoggend, toe is daar 'n priester wat uit die Bybel uit lees en hy is 'n volledige katolieke gewaad en jy kom agter dit het gelowige betekenis. Maar dan stap jy 'n bietjie verder en jy kom hierso aan en dis net mense wat net eintlik maar net foto's neem. Maar dit is pragtig. Ek bedoel die gesigsuitdrukking, dis regtig serene, so 'n bietjie androgeen amper. Die features. Kyk daar, waar vlieg 'n vliegtuig. Daar's Maracana. Hier is die stadion waar ons gaan sokker kyk. En dan is daar natuurlik 'n souvenirwinkel waar mense aandenking kan koop om jou te herinner aan die besonderse dag. Ja, ek sê ek het net vir my ietsie self gekoop. Ja. Dat ek kan video onthou ek was hier 1 jaar. Ek sal hom dra tot die oudra. Nee. En dit is my size, medium. Is dit reg? Ja, is reg. Meisies in bikinis, mans wat elkeen lyk soos Adonis met hulle bultende spiere en lywe wat lyk of dit gegiet is in brons. Mengeldrankies en sonsambrele. Dit is sinoniem met Ipanema. En dis waaroor die bossa nova liedjie The Girl from Ipanema handel. Maar dit eindig nie by Ipanema nie. Rio de Janeiro, die rivier van Januarie, is bekend vir samba, die karnaval en die bekendste strand in die wêreld, die Copacabana.
Copacabana. Dit trek baie goed. Dit is lekker sagte wit sand. Hier is omtrent niks golwe nie. Manne wat gitaar speel hier, manne wat sokker speel hier. Ja, verkoop mielies, daai is kebabs. Dis besig. Goed. Ons vang 'n swempie. Nobbies, gaan jy swem? Ek gaan 'n bietjie lekker nat maak daar. Die baie koud is. Dit is lekker. Ek het dan my Ipanema broek aan. Ek weet ek swem nou op Copacabana, maar dis ek is aan 50% daar. Ek sê daai braaier is oulik, wat ons vir 'n kleintjie kry. Ons vir lunch vinnig braai. Por kebabs. No carne, no beef. Quanto costa? 20. 15. 20. Rio de Janeiro está bom, hè? Obrigado, hè? Ruik heerlik. Zo, hoendersoesaat. Met bacon. Baie lekker. Goed bietjie. Dankie. Net so van die strand. Adam? Definitief. Pardon man, não sei como não. You know. Black Friday. For 5 drink, you give me more discount. Okay, How and much? it's cash or card? Cash. Cash, okay. So, but what's the price? No, Black Friday, no problem. What's Black Friday price? Okay, segura cá, um momento. Die mense in die land is fanaties oor sokker. Toe die nasionale span 'n klompie jare gelede 7-1 verloor het teen Duitsland in die semifinaal van 'n wêreldbeker, was dit 'n nasionale ramp. Geen besoek aan Brasilië is kompleet sonder om 'n sokkerwedstryd by te woon nie. Verkieslik een van die gewildste spanne in die land. Ons gaan waar is hy nou? Maracana toe. Dis die stadion wat eintlik 2014 wêreldbeker finaal daar gespeel. Maar ons het die pad hier onder. Vanaand gaan kyk ons na 'n wedstryd van Flamengo. Direk vertaal, die Vlaamse klub. Dit verwys na 'n inval in Rio in die 16de eeu deur die Nederlandssprekende Olivier van Noord. Dit het gebeur wat vandag bekend staan as die Vlaamse strand. Dis ons kaartjies. Elke individuele kaartjie met sy naam op. Burgstraat. Acesso somente da cativa, torcedor. Easy man en nou. Ons gaan in.
Kan jy glo, hè? As jy die skare so kyk, 20% van Brazil ondersteun vir hierdie span. Van die hele populasie is 50 miljoen mense is Flamengo fans. Hulle het my 'n stretcher gebring. Ek weet nie of dit by die bomb squad sou gebeur het nie, maar hy het baie seer gekry. Ja, die game wordt nog interessant. Het is nog 0-0. Hij betekent ons goed voor. Plaatselijke mannen gaat doen. Dat dribbel om lekker, papa. Penalty shootout voor Flamengo. In de tweede helft, tweede doel. 2-0 voor. Hy was vandag 51.000 mense en de inkomste van 2,7 miljoen reais gekry. Net van vandag op die stadion. Wow, het geskok. Van die corner af. As die keer is 'n minuut oor. Nou gaan hulle doen wat hulle noem park the bus. Sodat al die manne terug laat hulle net hang. Se você possui um cartão unitário, uma diferença ao requerimento manual dos portões laterais. Maar Rio is veel meer as net die Christusbeeld en pragtige strande. Dis ook 'n kultuurstad met 'n ryke geskiedenis. Ons begin ons besoek aan die woongebied Lapa. Daarbij het ek ook van ons met die moltrein ry. Nou sien hoe maklik is die kaartjie koopproses, maar ek glo dit behoort maklik te wees. Kom mee. Lekker trein. Ja, hij gaat bij diep. Onder de grond. Mens voel nogal redelijk veilig in die stad. Jy is nie veel boemelaars of so wat hier rondheen nie. Jy sien nog twee. Jy sien die agter, aan die park is 'n paar. Maar dan net weer 'n dame vir ons gewaarsku en oppas ons kameras. Want blykbaar die ouens kom met fietsse of motorfietsse, gryp die ding. As jy weer sien is hulle om die draai.
baie gewaarsku, maar nog nooit werklik waar 'n insident gehad nie. Maar net een insident is 'n insident te veel. Ja, hierdie trappies word genoem die Escadria Celaron of die Celaron trappe. Ook die Lapa trappe. Jy sien die Lapa woongebied van Rio de Janeiro, of vernoem na die Chileense kunstenaar Jorge Celaron. Hy het hier bo gebly en die trappies was baie lelik en toe het begin mooi maak met hierdie pragtige mosaïek. Hulle het uitgebrei, al 215 trappies op en daarmee gedoen. Mense van dwars oor die wêreld begin bydraes maak. Hier's meer as 60 lande verteenwoordig in die verskillende teels wat hier is. Celaron was 'n sukkelende kunstenaar en op die oomblik het hy beroemd geraak vir 'n skildery waarin veral een onderwerp baie bekend was. Die vrou wat verwagtend is. Hulle sê hy het meer as 25.000 skilderye verkoop of teels verkoop waarop hy dit geskilder het. En Celaron het gesê die werk sal eendag ophou as hy dood is. En hy is toe eendag dood aangetref hier op die trappe met brandmerke. Dit vermoede is dat hy selfmoord gepleeg het. Dit is regtig pragtig. Daar's soveel om na te kyk. Ek's mal oor mosaïek. Dit is soos 'n kunsgalery van teels en ja, daar's soveel detail op elke blokkie. So ek kan vir ure hier staan en alles kyk. Hulle het baie tyd spandeer hier so met die teels volkleurig. En hier baie tyd met jou kamera kan jy baie dinge hier so sien. Ek sien baie lande bygedra tot die teels. En dit is baie pragtig. Netjies gedoen. Dit is so baie, maar tog is dit so mooi en simplisties op sy eie. Ja, ek sien die toeriste het opgelaat. So. Kom ons gaan verder. Ons kyk waar is die aquaduct. Wat is dit? Agua, 6 singas, 1 congas. Ja, hier is die Carioca aquaduct. Sedert die 1600s was dit 'n groot probleem geweest om vars water te kry. Hier was meestal moeras geweest. So die water was nie goed vir menslike gebruik nie. Toe het hulle hierdie aquaduct gebou om water in te bring, vars water vir die mense van Rio. Vandag word dit gebruik as 'n brug vir 'n tram, vir die Santa Teresa tram wat na die plaaslike woonbuurte hier naby na toe gaan.
Transport. Nee, ons wil na die favelas toe gaan en is nie baie goeie idee om daar met jou voertuie te gaan parkeer nie. So, nou vat ons eerder publieke vervoer, Uber of 'n taxi of so iets. Die favelas, sinoniem met krotwoonbuurte die wêreld oor. Dis soos die kommunas in Kolumbie en die slums in Mumbai. Maar hoe lyk dit vandag in die woonbuurte teen die hange van die stad? Vandag gebruik ons 'n plaaslike gids, 'n boerling van Roshina, om ons 'n gevoel te gee van hoe die mense woon in een van die woonbuurte in Rio. Yes, there are many favelas around the city that are dangerous, that you don't have the freedom to visit like this one. But still, you guys are welcome here. The people welcome you. Luis, what's the meaning of favela? Does it have a meaning, the word? There's no translation in English. Favela is a plant that grows up on the hills. So you can get favelas in Sao Paulo, Salvador, you name it, but it means a living environment on the hills. Yes. Usually favelas of today are the illegal slave communities from the past. They just with time expanded to the way they are now. Ready? Good. Let's go. Okay, Luis. Thank you. Styl hierop. Hoe mooi is dit? Dis pragtig. Oh, this is beautiful, Luis. Enjoy it, because from here is downhill. Thank you. Literally. It's got a beautiful view of Christ Redeemer. This is mostly for you to have a scope of how big this place is. So, big, huh? It's an exception. Usually favelas are small, contain small settlements at best. Rocinha is, until further notice, the largest favela in South America. In terms of poor human communities in the world, we only lose to like Mumbai, India. What criminality is the biggest problem? The biggest criminality here is drug dealing. Drug selling, drug cartels. So it's drug dealing, but also drug abuse. If I had to say, it's not the people from the favela who are the main supporters of drugs, but it's mostly the city people who buys the drugs. Is there a big police presence in the favelas? Yes and no. Basically, they have zero power, and if anyone tries to tell you the contrary, they are lying. Actually, we don't like the police, they don't like us, and we like coexist at best. It's actually very common to see little kids playing cops and robbers, but the cops are the bad guys. Yeah. This is a very safe favela. People here are always doing something, for better or for worse, legal and illegally, but mostly legal, of course. So a lot of people come to Rio in search of opportunity and everything else, but they live in a favela and work in the city. Now, why is that? Because living in a favela is affordable. En voor ons begin, eers word ons voorgestel aan hoe die capoeira in die favela beoefen word. Dit is deels dans, deels gevegkuns. Zoom, 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 capoeira mataru. Perfect. Let's go, clap your hands. You have two different informal districts. There's the main street and the back streets. These passages, they make up for 90% of the favela. It's like a labyrinth, it's a maze, it's super easy to get lost over here. Now, when you enter in the passages, there's no maps. You have to know in your head where it starts, where it ends, and even the passages inside the passages will take to other passages and so forth. You know those ant colonies with multiple tunnels? Well, this is a human version of it. And how does the electricity work? Somehow, as electricity, TV, cable, telephone, internet, all together, plus a little thing called gato, like cat. The cats, the people keep the cats to control the rodents. But there's also the cat in the wires.
illegal connections, people doing the wires to borrow electricity. And of course, because of them, there's fires, there's blackouts, especially in the summer, speaking for experience. Like even if your house doesn't have a gato, your neighbors will have it. But this is something that we call public school, which means that it's for free, made by the government. Same thing goes for the hospitals. There's also public hospitals made by the government, free healthcare, etc. Are the people happy to be inside the favelas? Both. I would say there's people who are happy to be here, but at the same time, there's a lot of people who want to get out. Come on in, last floor. Is this your house? Yep. Is this where you grew up? Yep. Our family's house for 2 generations. Yeah. But welcome, my place is your place. The family was bigger, but right now it's just me, my dad, and we're taking care of our my dad's uncle, because last living relatives and all that, it's very common to see favela families taking care of their elderly until they pass. And your father, what was his profession? What is he doing? He's a driver for a rich family. A driver? Like their personal driver. Okay. We just saw guys installing fiber in the favelas. Yes. There's electricity. Yes. There's everything that you practically need. No, that's the point. And a supermarket? Yes. But you're gonna find here mostly people selling products to their people. There's no translation for favela, but they think slum it is. No, it's not. Favelas have infrastructure, education, electricity, water, healthcare, and everything else. Dignity in general. Okay? But it's not a slum. That's very important to say. We are poor, but we are happy, right? It's kind of a chaotic mess that works. It's baie knappie so, ja. Yeah, people are gonna look at you and say, okay, we live in Rocinha. Where in Rocinha? Because we live close to the school, so we say we live close to the school. But if you live in a place with no landmark around, you say live in X passage, X house, family X. Então, está bom. This church was the very first building made in this favela. This church was built around 100 years ago, 1919, 1920. Rocinha is not the first favela, but is one of the oldest. So we say 100 years old after the church. This favela was a community of coffee farmers, but those communities were legal. After the abolishment, they didn't give anything to the slaves. Like, you guys are free, go. So they just moved to the communities, and the people from here started to sell their coffee to the people in the city. So people say, where are you going to buy your coffee today? I'm going to Rocinha. Rocinha, little farms, because it was a little farms in the middle of the hills. Is this the Last Supper? Yeah, but in modern times, with kids from the favela. Lekker bezig hier zo. Ze bezig in de straat, ja. Lekker bezig restauranten, winkels, supermarkten. Is alles wat je nodig hebt. Okay, you see the yellow house at the top of the hill with the antenna? That's where we met, where we started the tour. I see we covered the total of 3.1 kilometers. Because actually you can see a little bit like favela, rich people. Because you go down that road, you cross the street, rich people. Okay. There's no transition, just cross the street, favela. Isso mesmo, eu falei. That's good. Jack beans. Heerlijk. Goede reis.
Die perfekte afsluiting vir ons besoek aan Rio is 'n besoek aan die graniet en kwartskoppie, Pau de Açúcar, vir 'n asemrowende uitsig op die stad. Dit is net na sononder wat ons aanmeld by die kabelkarretjie wat ons teen die koppie uitvat. Thank you very much, sir. Enjoy. Ek gaan op jou plek moet loop stampie om iets te sien. Ja, nee, baie mense. Ja, oral. Maar het mooi so. Dit is baie mooi. Hier kan jy sien, grootste baai in die wêreld. Dit is die baai van Rio de Janeiro. Dit is 'n uitstekende beskermingsgebied vir skepe. En as die stad hier so gebou is dat jou skepe kon wegkom van die see. Ons laaste nag in Rio het ons gaan kampplek soek. Al wat ons kon kry is 'n parkeerterrein. Man, ek kan nie sê ek het goed geslaap nie, want toe ek slaap, toe is die voertuig reeds al besig op 'n pad te ry heel nag. Ek weet nie of hulle al ooit stil gestaan het gisterand nie. Vanoggend dieselfde dat ek weer so wakker geword. Vir toilet en badkamergeriewe moet ons staat maak op die vulstasie oorkant die besige pad. Regtig lekker. En ek as al stort was ek dalk volgende saam met hulle bietjie geoefen het, geshower het, volgende kampplek. Ja, tyd om die vakansiehoofstad van die wêreld te verlaat. Ciao, obrigado. Dit was Rio de Janeiro. 'n Paar mooi plekke gesien, 'n paar interessante goedes gedoen. Rio is 'n pragtige stad, baie besig, vol kleure, energie en die mense is nogal vroeg op in die oggende. Ja, is amper inspirerend om te sien hoe die mense draf en oefen en fietsry val so aan nie. En daar by julle naby, alles reg? Ja, Johan, wat my vir lekker getref het, dit is daai Christensbeeld wat ons gaan besoek het. Dit was regtig vir my 'n hoogtepunt, Johan. Ja, letterlik en figuurlik om op bo te staan is fantasties. Nou nog as mens hier links uit kyk, dan kan jy die Christusbeeld sien. Dit is asof hy so 'n hakende oog oor hier stad hou. Ja, en dis ons laaste paar dae saam met Stryger gewees. Het geniet? Ja. Alles wat ons gesien het, skouspelagtig. Die beste strande wat 'n mens aan kan dink. Die pragtigste sonsak en dan Christusbeeld en dis meer favela toere. Hierdie stad het baie te bied. Dit was wonderlik. Maar ek dink dit is ook 'n stad waar mense kan leef. As die mense maar net eerder Spaans gepraat het as Portugees, het ek definitief hier vasgehak en julle het op julle eie hierdie trip klaar gemaak. Die week het ons nie te ver om te ry nie. Ons was meestal in Rio de Janeiro. Maar nou gaan ons kus langs verder. Ons mikpunt is die pragtige hawe-dorp Paraty. Ja, dis 'n pragtige tropiese omgewing hierdie. Amper 'n tonnel waardeur mense die hele tyd ry. Ons staan een van die hoofvakansiestreke vir mense van Brasil en ook van dwars oor die wêreld. Ja, dis soos die tuinroete van Brasilië hierdie. Dit is regtig baie mooi. Ja, ek het hier die Lonely Planet gelees dat hier is 65 eilande met 300 strande net in die omtrek van Paraty. So ek dink 'n seiljag en so aan is nogal se moeite werd in hierdie omgewing. 'n Dorp wat oorspronklik geboom het deur goudmyne en toe later by die koffieboom het dit ook nog ons goed gegaan hier. Maar papa, as ek nou reg verstaan, is ons op pad na 'n vismark toe. So Stefan gaan ons uiteindelik vir jou 'n visbraai gee. Jy's reg daarvoor, Stefan? Ja, ek hoop ons kry die regte vis, maar dit sal lekker wees om 'n visie te braai.
eerste boot? Nou moet wees Myanmar. Moordige garnale hier. Gebraai. Baie. Ek dink ons gaan stewig laat vis braai. Dan kies jy vir ons 'n vis uit. ¿Cuánto por 6 personas? Maar maak hom dit so skoon en haal die binnegoed uit. Okay. Ja, dis ook as jy by die see moet eet, né? Vis. Dit soos dit Pescara gevat wat effektief hyk is teen R120 per kilo. Paraty is 'n vakansie-mekka. Die dorpie het geen neonligte advertensies nie. Net keisteenstraatjies waar jy kan ronddrentel in winkeltjies om vakansie-inkopies te doen. Dis 'n pragtige plek en 'n uitstekende bestemming na die besige week in Rio de Janeiro. Party mense vir baie lank hier kom. Vir jou met 'n yskaas, 'n mikrogolf, 'n klein windjie ding daar. Nou, hier kom die garnale. Maar ons doen dit saam met knoffel, gemmer en 'n bietjie russies, 'n bietjie brandrussies. Ek wil nog sy pinkworse weg. Van weer hierso. Voorgereggie. Ons wil nie almal versadig maak voor ons by Stefan se vis uitkom. Klein bietjie spek hier. Garnering. Nou wat eet nie garnale nie, want 'n skulpvis, hy sal allergies daarvoor, so Nee, ek is alright so. Geniet dit. ja, dankie. Geniet jou broodjie. Staai gekyk vir jou so. Thanks, bro. Daai lemmetjie. Wat 'n groot verskil. Dit is lekker hoor. Uitstekend. Dankie pa, lyk lekker. Hier binne het ons 'n bietjie suikermielies. Dis sommer op die vuur kook, maar dit lyk vir my asof hulle nou lank genoeg in die pot was. So ek dink dis tyd dat ons vis op hierdie vuur kry. Hulle sê dis 'n tipe van hek, ja. Ons sit hom eers net 'n bietjie hoog. So, een daar is dit gedraai word. Ja, nou as hy die telletjie op die crisp raak. Oh jee. Ek dink ek gaan die span tevrede stel. Hulle hier is dit die hyken. Ja, ons noem dit maar hyk nog weet, maar ek weet nie, dis 'n lekker vis. Jy kom weer. Jy kom weer. Nee, kom weer. Ek verseker. Man van die Kalahari moet hom hierdie vat. My moed, hy het tande. Daar is nog 2 weke oor van ons reis, maar is asof ons nie tyd het om asem te skep nie. Hierdie kontinent en veral hierdie land Brasilië het soveel te bied en te ervaar. Dit was 'n besige week. Ons praat weer. Hoi dan.